Die kronieke van die oorlog van Siele-reeks. Boek 1. Velaria. Die begin van die einde. Hoofstuk 16. Krygsboodskappers. Lendorn. Die begrafnisoptog het in die duisternis uitgestrek, soos 'n kronkelende wurm wat van hoop op lig ontneem is. Die leer wat eens sy lot tegemoet gegaan het met staal wat tot speelglans gepoleer was, sleep nou terug as sy verwonde, verminkte geraamte. Daar was geen liedere, geen gelidde nie, net die dowwe, verwarde getrap van duisende afgeslete stewels teen klip, vermeng met die beklemde kreun van gewondes. Die geluid, eentonig en treurig, was soos 'n lijksang oor die hoop self, versmoor deur die gelykmatige val van druppels van die lae gewelf, asof die aarde self haar kinders beweende. Die vochtige koelte van die ewige klip dring onder die klere deur, laat die lywe van die saamgedromde dwerge onwillekeurig bewe, en elke nuwe draai van die tonnel open slegs nog 'n donkerte, so uitsigteloos soos hul gedagtes. En die lig in die tonnels het dikker en swaarder gelyk as op die pad na Khazad-Gatol. Dit was nie gevul met die reuk van eeuoue stof nie, maar met die walming van vergote bloed, sweet en onuitgesproke hartseer, 'n buitende mengsel wat op die tong neerslaan en in die klere invreet, die baie vessels van hul mantels en maleenkolders deurdrink. Die dwerge het geloop sonder om hul oë op te lig, hul eens trotse skouers gebuk onder die onsigbare gewig van verliese, en hul deurmekaar baarde, voorheen versorg en in ingewikkelde vlegsels met goue gespe gedraai, het nou vuil, verkleefde klonte gehang waarin grys en bruin vlekke van opgedroogde bloed vasgekleef het. Hulle het hul gesneeuweldes op geïmproviseerde skilddraagbare gedra, toegedek met grove seil of verbleikte mantels, waaronder die stywe, onbuigsame buitelyne van leffenlose liggame raai kon word. Elke so 'n las was 'n stomme verwyd en 'n bloedige rekening, aan die oorlog voorgehou, 'n stille herinnering aan feeste wat nie plaasgevind het nie, en aan liedere wat nooit gesing sal word nie. Die swaarte van die gesneeuweldes het nie net op die hande gedruk nie, maar ook op die siele, en elke dwerg het in die diepte van sy hart 'n stille telling gehou van die oorlewendes en diegene wat vir altyd in die swart skoot van Khazad-Gatol gebly het. Agrim, wie se reuse liggaam nou net 'n houe van moegheid en koue, soos ondergrondse graniet, woede gelyk het alleene gestap, en die ruimte rondom hom het gepols met stille pyn. Sy nuwe hamer, donder van die onderryke, het swaar op sy skouer gerus, en elke tree het geklank in die maat van sy hartklop, dowwe, aanhoudende slaa op die geheue van Gard. Hy het sy laaste oomblik weer en weer gesien. Die magtige skouers wat die woede van die horde opvang, en die aaklige, finale kraak wat selfs die gedreun van die stryd versmoor het, 'n kraak wat die bloed in die are laat stol het. Hulle wag vir hom daar, Fin Elodie, in die koue sale van Nar Oosdoom Arak, waar die vure in die kachels helderder moes gebrand het in afwagting van die oorwinnaars. Wat sal van hulle word wanneer hulle van Gard se dood hoor? Wat sal van sy neefie Elric word? Sonder sy oom beskermer hier, in die klipdieptes, was hy alleen. Alleen met sy hamer en sy wraak, koud en taai soos gesmelte metaal wat in sy are stol. Hy het sy plig uitgevoer, kort, bevele aan die dwerge gegee wat gehelp het om die swaarste gewondes te dra, maar binne was hy leeg, tot op die grond uitgebrand. Die leegte het in sy ore harder geklink as enige strydkreet, 'n aanhoudende gebrom wat al die ander gedagtes versmoor, en die gebrom was die enigste wat oorgebly het van sy voorheen woede. Onder die elwe het hul eie, stil en deurdringende droefheid geheers, soos 'n oggendmis wat hul tuiswoude oordek, maar wat nie koelte bring nie, maar 'n ysigte asem van verliese, 'n smart wat hul slanke figure in 'n onsigbare lijkswaad wikkel. Leraal, wie se gesig skerper en blik dieper geword het geloop sonder om 'n woord te spreek, maar haar groot oë, die kleur van lentehemel, was vol bodemlose droefheid waarin die weerkaatsings van die fakkiels verdwyn. En dit het gelyk of haar siel self na binne getrek het, na ontoeganklike dieptes. Sy het gedink aan Heldor, wie se wysheid in die klipstof van Khazad-Gatol agtergebly het, aan Tarlon, wat die slag opgeneem het wat vir 'n ander bedoel was, aan die jong Sinaal, wie se lewe afgebreek het voordat dit regtig begin het, aan Fëanor, wie se lag nooit weer onder die skaduwee van ou bome sal klink nie, en elke beeld was 'n skerp mes wat diep in die hart gesteek het. Laeriel, wie se yskoue kalmte altyd onwrikbaar gelyk het nou op die rand van die afgrond van haar eie gevoelens gestaan, en die leegte het van binne na haar gestaar, die laaste flikkering van vroegere ewewig verslindend. Haar tweelingbroer, Fëanor, sal nooit weer glimlag, nooit weer 'n vermetelde opmerking maak, haar besluit betwis nie. Sy woedende, ongetemde gees, wat altyd vir haar sowel 'n uitdaging as deel van haarself was, het in die chaos van die geveg opgelos, niks agterlaat nie, behalwe 'n gapende stilte wat haar ore en verstand gevul het.
Sy het nie gehuil nie. Sy het geloop, regop soos 'n snaar, haar vingers met dun, skerp naels het in haar handpalms ingeknel, rooi halfmanne op die bleek vel agtergelaat, druppeltjies bloed het stadig deurgekom en met die stof op haar hande vermeng en die klein. Fisiese pyn was die enigste wat haar van volledige verbrokkeling weerhou het. Sy het hom in die kolom met leë, niksiende oë gesoek, wetend dat sy nie sal vind nie, maar nie in staat om die hopelose soektog te staak nie. Haar stilte was erger as enige gesnik, dit was die stilte van 'n afgerukte helfte van die siel, 'n geluidlose gil, vir ewig in die keel vasgesteek. Renaal, altyd so ingetoe, het stil gehul, haar gesig in die growwe geweefde mantel gedruk, haar skouers het fyn getril in die maat van haar geluidlose snikke. Sy het beide Fëanor en Sinaal beween, en die ou Heldor, wie se stories oor sterre en eeuoue see nooit weer in die stilte van die Elfewoud gehoor sal word nie, waar nou vir ewig 'n skaduwee, swaar en onverspreibaar, gaan woon. Die Kentuire, hierdie magtige kinders van die steppe, wie se hoewe gewoond was aan die ritme van ren op eindelose vlaktes, het geloop met neergeslaande koppe, hul mane, wat gewoonlik op die wind waai, het kragteloos gehang, deur mekaar en dof. Hul mag, wat eens vyande verbrysel het, was nou gebreek deur hartseer, swaarder as enige gevangenskap, en hul gespierde liggame het outomaties beweeg, net die eeuoue kudde instink gehoorsamend. Wrondar het gestap, lenend op sy spies, elke tree het hom 'n prys van stille pyn gekos, wat weergalm het as 'n seer echo in sy magtige liggaam, in elke gespanne seëning, in elke asem wat sy longe verseng. Hy het sy mense gelei, maar waarheen? Die steppe was vergiftig deur die oprukkende bedreiging van oos, en die wind sal nou slegs die reuk van as en verlange bring, en hy het reeds die bittere smaak op sy tong gevoel. Na die oostelike dorpe het hy 100 van die beste vegters van sy stam gebring, en nou het in die dowwe tonnels van die ondergrondse koninkryk net 4 teruggekeer, en hul hoewe het 'n begrafnismars op hul eie drome geslaan, op die toekoms wat hulle nooit sal sien nie. Een van hulle, Alina, het langs geloop, haar gewoonlik skerp oog, wat die tril van lig oor die gloeiende vlakte kon raak sien, was waas en na binne gerig, diep in die geheue, waar die bloedige toneel weer en weer ontvou het. Sy het die jong vegters onthou wat deur trolle verskeer is, hul gille vermeng met die gebrul van monsters, en die gevoel van volsla, hulpelose woede wanneer jy nie jou eie liggaam betyds kan voorhou om die slag op te vang nie. En die woede het haar van binne gebrand sonder 'n uitweg. Hul staalvaste selfbeheersing, wat voorheen onbreekbaar gelyk het soos eeuoue rotse, het gekraak en 'n wond blootgelê wat nooit sou genees nie, lewendige, polsende pyn, dieper as die bene en kouer as ondergrondse mere. Die wond het geem in elke doodgebliste blik, in elke onwillekeurige gebalde vuist, in elke halfvoltooide herinnering aan diegene wie se plekke by die vuur nou vir altyd leeg sou bly, en die stilte wat op hul hakke gevolg het, was harder as enige strydhoorn en bitterder as die bitterste geween. Die begrafnisoptog het gelyk of dit al die duisternis van die onderryke en al die uitsigloosheid van die verliese opgesuig het. En in die middel van hierdie lewende stroom van smart, onbeweeglik en groot soos die berg self, het Bride kliphard geloop. Sy klipvlees, vol diep krake, het stadig genees teen 'n ongelooflike, byna angswekkende spoed, en hierdie proses was hoorbaar, as jy luister, 'n stil, korrelige geritsel, asof sandkorrel vir sandkorrel, klip vir klip, die vlees self herskep. Maar wat binne gebeur, onder hierdie herstellende omhulsel, het vir almal verborge gebly, 'n groot en vreeslike geheim, koud en stil soos die kern van graniet. Sy stilte was swaarder as die massiefste blokke wat in die geveg neergestort het, en daarin was al die onuitgesproke swaarte van wat gebeur het, te lees. Toe daarvoor, aan die einde van die tonnel, die bekende, reësepoorte van Nar Oosdoom Arak verskyn het, magtig, met uitgekerfde voorvaderriene, het niemand se stap versnel, niemand vorentoe gestorm nie. Hulle het hul huis binnegekom nie as oorwinnaars nie, nie met trots opgehewe nie, maar as treurende seuns en dogters, teruggekeer om hul gesneeuwelde vaders en broers te begrawe. Die breë gang, wat hulle gewoonlik met die gedreun van grendels en vreugdekrete begroet het, het hulle stil ingesluk, soos 'n klipkeel, en die koue, pynlik bekende lig van die tuisgrotte het die longe verskroei nie met varsheid nie, maar met die reuk van ewige stof en die herinnering aan wat vir ewig verlore was. Die lig van die ewige fakkels, wat altyd woedend en vriendelik hier gebrand het, het nou dof en vervreemd gelyk, dit het nie gewarm nie, maar slegs die diep rimpels van hartseer op die gesigte van die binnekommers uitgelig. Die groot sale van die vesting, gewoonlik gevul met die gedreun van hamers en harde stemme, 'n gedreun wat die musiek en hartklop van die hele volk was, het hulle begroet met 'n klinkende, amper skaam stilte.
Die vure in die massiewe ysterbraaipitte het gelyk en dof gebrand, lang verwronge skaduwees op die mure gewerp, versier met reliefs van vorige oorwinnings wat nou 'n bitter bespotting gelyk het, 'n stomme verwyd teen die huidige nederlaag. Diegene wat agtergebly het om die haar te bewaak, vroue en ou manne, tieners en ambagsmanne, het na die terugkerendes gekyk nie met gejuig nie, maar met ingehoude asem en angs in hul oë, waarin 'n martelende afwagting te lees was. Hulle het die leë plekke in die rye gesien, die berookte, kapotgeslaan harnas, die diep wonde en, die verskriklikste, die oë waarin niks oorgebly het nie behalwe moegheid en hartseer. Daardie selfde bitterheid wat die siel uitvreet en nie oor die jare uitwaai nie, maar op die hart neerslaan as 'n swaar aanslag. Daar was geen afskeidseremonie nie, geen woorde wat hierdie pyn kon verlig nie. Daar was geen luidrigtige toesprake oor dapperheid of plegtige saluut met klinge nie. Die dwerge het hul gesneeuweldes begrawe in klipgrafte, uitgekap in die dieptes van die berg, in dieselfde kelders wat die as van voorvaders bewaar het. En hierdie stomme ritueel is voltooi met dieselfde streng eenvoud waarmee hulle erts gedelf of staal gesmee het. Elke naam met die bytel op die gedenkstene uitgeklop, het met 'n dowwe echo in die hart van elke oorlewende geklink, nie 'n gil nie, maar 'n stil, aanhoudende geklop, asof nog 'n hamertjie die ewige ritme van verlies in die eindelose smidse van die geheue begin klop het, en hierdie geklop sal in hierdie sale vir ewig klink. Agrim het voor die growwe gekapte klipsarkofaag gestaan, waar Gert moes rus, maar wat leeg was, en hierdie leegte was sprekender as enige gevulde graf, dit het geskree van onreg en woede. Van sy vriend het niks oorgebly wat aan die aarde oorgegee kon word nie, net die herinnering aan 'n breë glimlag in 'n deurmekaar rooibruin baard en aan die laaste geraas, versmoor deur die gebrul van die vyand. Hy het nie gehuil nie. Sy hartseer was te groot vir trane, te massief om uitgedruk te word met iets so vinnig en lig soos water. Dit was swaar en stil, soos sy hamer wat nou by sy voete gelê het, en net so onbreekbaar, 'n ewige deel van sy wese wat voortaan elke sy asem en elke slag, elke gedagte en elke besluit sou bepaal. Die elwe, volgens hul eeuoue gebruike, het nie grafte van klip gebou nie, hul droefheid was anders, stil en deurdringend soos oggendlig. Hulle het in een van die stil, onbeligte sale vergader, waar lig slegs deur hoë splete in die gewelf binnendring, op die vloer val as bleek, treurige kolle, so spore van onuitgeweende trane. Hulle het geen liedere gesing nie, hul stemme, gewoonlik skoon en helder, was deur die geveg en hartseer geskeur, en die musiek het in hul keel gesterf, niks agtergelaat nie behalwe 'n bitter klont. Hulle het eenvoudig in stilte gestaan, onbeweeglik soos bome in 'n windstille nag, en hul swye was die mees deurdringende treurlied, vol onuitwisbare geheue van die gesneeuwelde broers, 'n geheue wat sal voortleef solank die woude leef. En toe die stilte in Nar Oosdoem Arak finaal gevestig, dik en swaar geword het soos gesmelte lood, elke spleet, elke kraak, elke hoekie van die groot ondergrondse stad gevul het. Dit het elke geluid opgesuig, die gedempte geklingel van beskadigde toerusting, beklemde sigte, die gelykmatige, moe getrap van groepe wat dieper die vesting in verdwyn, en hulle opgelos in sy bodemlose, alles verslindende gebrom. Die dwerge het na hul galerye en smidse versprei, in hul geboë rugge en neergeslaan koppe die stomme, drukkende swaarte van verliese gedra wat nog baie lang jare gedra sou moet word, en elke tree het in die klinkende stilte weergalm, soos 'n hamerslag op die aanbeeld van die noodlot, wat die maat van 'n nuwe, treurige lewe aankondig. Agrim het in die hoofsaal gestol, onbekwaam om te beweeg, asof sy stewels in die klipplate van die vloer gewortel het, deel daarvan geword het. Sy vingers, bedek met opgedroogde bloed en roet, het met soveel krag in die metaalsteel van 'n donder van die onderryke ingeknel dat selfs die geharde swart staal geknaars het, 'n stil, klaggelike geluid uitgegee soos die kreun van 'n sterwende. Die lig om hom het dik en onbeweeglik gelyk, versadig met die swaarte van die onuitgesproke, en die glans van die fakkeels het op die gepoleerde vlakke van sy pantser gespeel, nie in staat om die duisternis te verdryf wat in sy oë saamgetrek het nie, waar al die ligte behalwe die koue glans van staal gedoof het. Uit die skemer van een van die sytonnels, waar die echo van verre tree en gedempte stemme geklink het, asof uit die diepste van die berg self, het die stewige, breë skouerfiguur van Doemran verskyn. Hy het sy verkrekelde helm, vol vars skrape en deke, afgeneem, en dit teen sy bors gedruk, soos 'n skild voor die laaste stormloop vasgehou. Sy gesig, vol vars letsels en ou rimpels, het gelyk of dit uit die oudste graniet van hierdie berge uitgekap is, en in die diepte van klein, diep ingesinkte oë het kole van moe hartseer gesmeel, gereed om deur enige windvlaag geblus te word.
Smit, sy stem, gewoonlik donder weergaande, het dof geklink, sonder die gewone krag, asof onderdruk deur die swaarte van die klipgewelf waaronder hulle gestaan het. Jou plig teenoor die gesneeuwelde is volbring. Bloed om bloed. Jy het jou woede in die gevag versadig. Achrim het stadig met moeite, asof sy kop uit lood gegiet was, sy kop gedraai. Sy oë, hol van moegheid en uitgeput deur hartseer, het die dwerg se blik ontmoet, maar het daarin geen troos gesien nie, net die weerspieëling van sy eie pyn, vermenigvuldig in die diepte van 'n ander se oë. Plitchit, het Achrim gesis, en sy stem het geklink soos die knars van klip teen klip in die diepte van 'n verlate skag, waar daar nooit lig is nie. Kan jy 'n skuld vereffen wanneer hulle die lewe van 'n geliefde van jou wegneem, die enigste ding wat werklike waarde het? Is daar iets wat die asem van 'n vriend kan vervang? Nee, het Doemran eenvoudig en sonder om die oë af te wend, antwoord, onbeweeglik soos 'n rots. Maar jy kan maak dat hul dood nie te vergeefs is nie. Jy kan die taak voortsit. Gard het geval soos 'n kryger, met wapen in die hand, terwyl hy jou rug gedek het. Sy naam sal in liedere onthou word en op die stene van die voorvaders uitgeklop word. Sy neefkie, die seentjie Elric, sal nie deur herinneringe en liedere verlig word nie. Achrim het sy blik afgewend, gestaar in die rigting waar 'n swak, maar vars ligstroom vandaan gekom het en waar sy swaarste ontmoeting, van aangesig tot aangesig met die weesseun wie se kinderdae vandag geëindig het, op hom gewag het. Hy het homself uiteindelik gedwing om te beweeg, sy sole met inspanning van die vloer afgeskeer, asof hy die onsigbare aantrekkingskrag van die berg self oorkom het. Sy tree, swaar en gelykmatig, het hol onder die gewelf van die leë saal weergalm, die klinkende stilte verbreek waarin die fluistering van voorvaders gehoor kon word. Hy het nie dadelik na die uitgang gegaan nie, eers het hy na die smee-aanbeelde gedraai, die nou paadjies toe waar die lig vir ewig na kool en gloeiend metaal geryk het, die reuk van sy ware huis. Die deur na een van die smidse was oop en uit die spleet het die dowwe lig van 'n kersstomp gestroom. Binne by 'n uitgebliste, swart geworde aanbeeld, het Torben Koperbaard op 'n lae klipbank gesit. Op die aanbeeld voor hom het 'n vervormde dwergpyl gelê, sy lem gekartel en bedek met bruin vlekke, soos die roes van hartseer. Achrim het binnegekom en die swaarte van sy teenwoordigheid het die klein ruimte gevul, selfs die reuk van kool verdryf. Hy het na die aanbeeld gestap en sy hamer op die berookte klip van die aanbeeld gelê, en dit het gelyk of daar 'n skaars hoorbare, onheilspellende gebrom daarvan uitgegaan het, die weergalm van die onlangse slagting, wat die kreun en woede opgesuig het, 'n gebrom wat nooit sal stil word nie. Hulle wag vir jou, het Torben gesê, eindelik sy oë van die verminkte byl af opgelig. In sy blik was daar geen simpatie of veroordeling nie, net 'n moe, uitgeleerde begrip dat daar geen ander pad is nie, dat die pyn gedra moet word, soos 'n las, solank die krag te hou. Ek weet, Achrim het met sy eeltige, met ou brandwonde bedekte hand oor die heelmetaalsteel van die hamer gevee, die koue staal onder sy vingers gevoel wat die verlenging van sy wil was. Maar eers moet ons doen wat nie uitgestel kan word nie. Wat vir altyd sal bly. Hy het die bytel en hamer uit die stel gereedskap wat naby gelê het, geneem. Die metaal het geklink onder die presiese, berekende slaa, en elke slag het met 'n kort, helder geluid in die stilte van die smidse weergeklink, soos druppels bloed wat op gloeiende kole val. Hy het geen ingewikkelde rinus van glorie of oorwinning uitgekap nie. Hy het net een enkele naam uitgeklop. Net 4 letters, elkeen met 'n pynlike inspanning van die wil verkry, asof hy dit nie uit metaal kap nie, maar uit sy eie hart. Gard. Elke slag het met 'n dowwe echo in die stilte van die smidse weergeklink, saamgesmeld met Achrim se swaar asemhaling. Dit was sy manier van afskeid, sy laaste plig teenoor die gesneeuwelde vriend. Sy manier om die geheue deel van die wapen te maak wat voortaan nie net blinde wraak sou dien nie, maar ook die ewige, onverbiddelike herinnering aan die prys wat betaal is, aan die vriend wie se naam nou vir altyd in die staal en in die siel ingekerf is. Hulle het reeds op hom gewag, verstol in afwagting van die nuus wat die reuk van bloed en as met hulle saamgedra het. 4 figure het in die straal van bleek, stowwerige lig gestaan, wat van buite deur die hoë boogopening gebreek het, asof die noodlot self hulle uit die skemer van die ondergrondse koninkryk uitgeruk het. Elric, Gard se neef, met 'n maar bang gesig waarop die volwasse hartheid nog nie verskyn het nie, het gestaan, die rand van sy grove mantel in sy hande vasgedruk. Finn, sy stomp regterhand, styf toegedraai, was onder die voue van die stof versteek, en sy blik was leeg en na nêrens gerig, na die verlede wat nie meer bestaan nie, na die afgrond wat op die plek van die verlies gevorm het.
Die jong Torian met 'n vragende en bekommerde uitdrukking, vol onuitgesproke angs, het gelyk of hy bevries het in afwagting van die vonnis. En Elodie, haar wasagtige, uitdrukkingslose gesig was na Agrim gedraai en in haar oë, gewoonlik leeg en afgeskeie, het 'n stomme, maar vurige vraag gestaan, waarvoor hulle bang was om die antwoord te hoor, 'n vraag wat die asem afgesny het. Nie ver nie in die skaduwee van 'n massiewe klipoog, het nog 'n amper gelyklose figuur verskyn, Mushal. Die kaaitjie het beweeg soos 'n skaduwee, mank met 'n toegedraai sy waaronder 'n donker vlek, stadig deur die stof versprei, te sien was, en sy goue oë splete het in die skemer geglinster, elke beweging, elke buiging van die gesig vasgevang. Elodie, sonder om 'n woord te sê, sonder om 'n klank te maak, het van die groep af wegbeweeg en na hom toe gestorm, asof sy bang was dat hy sou verdwyn in die lug oplos soos 'n misbeeld. Sy het hom omhels, teen sy bors gedruk en gesoen sag, maar met 'n desperate, dierlike krag, asof sy probeer vergewis het dat hy werklik is, dat hy asemhaal, dat hy teruggekeer het uit die volslaahel, uit daardie bloedige maaltyd wat soveel lewens vermaal het. Mushal het die omhelsing beantwoord, sy uitgeputte gewonde liggaam het vir 'n oomblik in haar arms ontspan, 'n skuilplek gevind, 'n kort ruspause in hierdie see van hartseer. Agrim het intussen, sonder om na hulle te kyk, reg voor Elric gestop. Hy het na die seun gekyk, na sy bewende, bleek lippe, na die wyd oop oë, vol vreeslike, nie kinderlike voorgevoel, en in sy eie bors het iets saamgeknip in 'n stywe, pynlike klont, koud en swaar soos 'n blok ondergrondse ys. Oom, het Elric gefluister en sy stem het gebreek, dun en weerloos geword, soos 'n kind wat deur 'n nagmerrie wakker gemaak is. Waar is my oom? Agrim het geen woorde gevind nie. Geen woorde sou genoeg wees om die slag te versag, hierdie wond te genees wat voortaan die hele lewe lank sal bloei nie. In plaas van 'n antwoord het hy stadig met moeite sy gevoelloos vingers oopgemaak en die hernoemde hamer op die klipvloer tussen hulle neergesit, met 'n dowwe, finale bons wat soos 'n begrafnisklok geklink het. Die nuwe inskripsie Gard was growwe, hoekig, maar duidelik. Dit het self gepraat, geskree met 'n stomme gil oor die onherroepelike verlies, oor die vriend wie se liggaam in die klipstof van die verre vesting agtergebly het. Elric het gestol, sy blik vasgeplak aan die naam wat op die koue staal uitgekerf is, asof hy dit vir die eerste en laaste keer lees. Toe het hy stadig, asof onder die gewig van 'n ondraaglike swaarte, op sy knieë gesak, sy gesig in die rand van Agrim se mantel gedruk, onbekwaam om 'n klank uit te bring, gelykloos beef van die spasme wat hom oorweldig het, van die pyn wat hom van binne verskeer het. Finn het sy gesig met een gesonde hand toegedraai, sy magtige skouers het gebewe in 'n geluidlose, droë snik van 'n man wat al sy trane uitgehuil het, 'n man wat nie net 'n makker verloor het nie, maar 'n deel van homself. Slegs Elodie, nadat sy Mushal losgelaat het nie bewe nie, nie aan die eksterne uiting van hartseer toegegee nie. Sy het stadig na Agrim teruggekeer en haar koue, amper gewigloos hand op sy verweerde, met letsels en ingevette roethandpalm gelê. Haar aanraking was lig soos 'n spinnekopwip, maar daarin was die hele diepte van hul gedeelde, onuitspreekbare smart vervat, die stille begrip dat die lewe nou verdeel is in 'n voor en na, en daar is geen weg terug nie. Die stilte wat in Nar Oosdoom Arak geheers het, was nie vrede nie, maar 'n stilte, wankelbaar en bedrieglik. Die wond wat deur die geveg om Khazad-Gatol toegedien is, was te diep en uitgebreid om vinnig te genees. Dit het in elke klip van die groot vesting gepols, in elke blik van sy inwoners, in die lug self, dik van die reuke van hospitale, buitende antiseptiese middels, bitterkrye en die soetlike, naarwekkende geur van rottende vlees, 'n reuk wat in die mure en klere ingevreet het, deel van hierdie plek geword het. Die dae wat op die terugkeer gevolg het saamsmelt in een lang, pynlike verduistering, in 'n grys strook sonder son en hoop. Die groot sale waar die lewe eens geborrel het in reuse hospitale verander. Honderde gewonde dwerge het op growwe strooi matrasse gelê, reguit op die klipplate uitgesprei, en hul kreun het met die gefluister van gebede en die sterwende geras vermeng. Die lug was nie gevul met die gedreun van hamers nie, maar met beklemde kreun, die uitsprake van sterwendes en die eentonige gesang van geneeshere wie se stemme hees geword het van moegheid en magteloosheid. Ifield het wonderwerke verrig, haar dun vingers, om hom met warm goue glans, het geskeurde spiere geheg, bene vinniger laat aan mekaar groei, stadig, maar sy het met magie die swart, nekrotiese bederf van die kobolde se kloue uitgebrand. Maar selfs haar kuns was nie almagtig nie. Te veel wonde was dodelik, te veel lewens het op die kliperf van Khazad-Gatol weggevloei.
Ifiel het tot uitputting gewerk, haar gesig, gewoonlik kalm, het grys geword van moegheid, en in haar oë het 'n skaduwee gaan woon wat selfs die magtigste alfabetspreuke nie kon verdryf nie. 'n Skaduwee wat op almal gelê het wat hierdie see van lyding gesien het. Die dwerggeneesere, pragmaties en streng, het anders opgetree. Hul metodes was grower, gebaseer op verbranding met gloeiend yster, sterk, die siel uitbrandende giftige medisyne en amputasies wat hulle met 'n angswekkende, meedoenlose vinnigheid uitgevoer het. Die geknars van sage op been en die gesis van gloeiend metaal op vlees het gewone klanke in die klipgewelf geword, klanke waarvan die bloed in die are stol. Hulle het diegene gered wat deur die prys van 'n ledemaat gered kon word, en koelbloedig diegene na die sale van die voorvaders toegelaat wie se kans neel was, wie se lewens saam met die rook van soldeerlappe en die reuk van gebraaide vlees weggegaan het. Achrim, wie se eie liggaam vol letsels was, maar wie se wonde gelyk het om deur die krag van woede alleen te genees, het daar lank nie van die bed van die jong Elric weggebeweeg nie. Die seun was nie fisies gewond nie, maar sy siel was aan skeerstukke geskeur, en hierdie wond was erger as enige wat deur 'n lem toegedien is. Hy het gelê, na die plafon gestaar, nie op woorde of aanraking gereageer nie, verdiep in 'n stomme, allesverslindende angs, in die leegte wat na die verlies oorgebly het. Achrim het langs hom gesit, sy magtige, deur eelt misvormde hand op sy koue handpalm gelê, en geswyg. Watter woorde kon 'n kind troos wat sy laaste familielid verloor het? Sy hamer met die uitgekerfde naam Gard het teen die muur gelê, soos 'n stomme monument en ewige herinnering aan die prys wat betaal is, aan die vriend wat nie sal terugkeer nie. Selfs deur haar eie pyn en moegheid, wat dieper as bergvog in die bene ingevreet het, het Leral met onbreekbare wilskrag volgehou, en haar gesag, in die vuur van die geveg verwerf, het geen twyfel by die dwerge of haar eie mense gewek nie. Maar die nag het hierdie beeld meedoenloos verbrysel. Sy is deur nagmerries getuister. Fëanor, wat uit die duisternis roep, sy uitgestrekte hand wat sy nie kon gryp nie, en die eindelose, herhalende dood van Tarlon en Sinaal, wat sy weer en weer nie kon red nie, terwyl hulle deur 'n swart golf van misvormde liggate oorstroom word. Sy het wakker geword met 'n geluidlose gil in 'n vrugtelose poging om 'n vastigheid in die werklikheid te vind, in hierdie koue klipwêreld waar die echos van die geveg nog in die ore geklink het. Die hartseer, swaar soos afgekoelde slak op die bodem van 'n smeltkroes, het sy enigste teenmiddel gevind in die woedende hitte van die smee-aanbeelde en die oorverdowende geklingel van hamers op staal. Die smidse van Doemraan en Torben, wat voorheen geslypte lemme vir die groot toog gebaar het nou met 'n ander ritme geasem, nie die lied van opmars nie, maar die strenge sage van verdediging, stadig en metodies. Hier in die wolkies van verstikkende rook en gloeiend metaal is nie lang swaarde gesmee nie, maar dikpylpunte, nie ligte hellebaarde nie, maar grove lappies op verminkte pansers, wat die kapotte harnasse skaars bymekaar gehou het. Maar die hoofkragte het diep ingegaan in die klipare van die vesting, waar onder leiding van Torben die dwergingenieurs die rotsvlees ingeknag het, onbreekbare versperrings opgerig, nuwe, dodelike patrone van strikke in die weefsel van die tonnels ingevleg, waar elke klip op die vyand se kop kon neerstort. Die hoofhekke is nou met grendels van soliede mitril vasgemaak, stomme, reuse simbole van wanhoop, die laaste grens voor totale vernietiging. En hierdie eindelose gedreun van werk, hierdie aanhoudende geklop en geknars, was 'n begrafnismars wat gespeel het oor die onherroepelik verbygegane tyd toe die hoop nog gesmeel het. Dit was in sulke dae van alles verslindende wanhoop, in die bedompige duisternis van die raadsaal, waar die lig van teerfakels die verstolde, hartseervol gesigte uit die donker uitgelig het, dat daardie plan, die enigste wat 'n glimp in die volslaa duisternis beloof het, gebore is. Die waarheid is nie deur Doemraan of Braid uitgespreek nie, maar deur die een van wie die minste verwag is, Achrim, wie se stilte die afgelope dae sprekender as enige toesprake was. Hy het sonder uitnodiging binnegekom, en sy reuse skaduwee, wat die fakkel lig opgesluk het die lig in die saal laat verdik, swaar soos lood word. Hy het geen harnas gedra nie, net 'n eenvoudige, deursweet leerbaadjie, maar daar het 'n donderweergaande mag van hom afgewaai, gereed om op die saal te val en alles op sy pad weg te vee. Ons het ons in 'n gat verskaans, sy stem, laag, soos die knars van klip onder die grond, het die lang, martelende pouse verbreek. Lek ons wonde. En wag tot die duisternis weer by ons hekke klop. Maar die eystersjaman slaap nie. Braid het reg, die oorlog het in Khazad-Gatol begin, maar dit het nie daar geëindig nie. Sy blik, swaar en meetkundig, het oor die bymekaar gekomdes gegly.
Die uitgekapte Doemraan, Torben met hande bedek met vars brandwonde, leraal met die skaduwee van ewige nagmerries in haar oë, Wrondar, wat op sy spieskrik leun en braaid, in 'n hoek verstol, soos 'n klipwag wie se gedagtes onbegryplik was. Die bedreiging van Noord is uitgeskakel. Die tonnels is toegestop. En grieflik het weggehardloop met sy stert tussen sy bene. Sy vuis, magtig soos 'n smeehamer, het op die kliptafelblad neergeslaan en die gedreun, soos 'n ondergrondse skok, het onder die gewelf deurgerol, selfs die onbeweeglike braait laat skrik. Ons kan nie wag tot die sjamaan met sy monsteragtige horde op alles wat lewe neersak nie. Ons moet optree. Nou. Wat stel jy voor, Smit? Doemraan se stem was stil, maar in sy oë, swart soos antrasiet, het kole opgevlam, gereed om aan te blaas. Verbond het Agrim afgekap en die woord het in die lug gehang soos 'n uitdaging. Nie net met woorde nie. Nie iets wat in 'n leë saal sweef nie. Ek praat van staal en wil saamgesmeld in een enkele vuis. Die eed van Velaria, dit is die vonk. Tyd om 'n vlam daaruit te steek. Boodskappers. Na alle windrigtings. Na almal in wie se are bloed vloei en in wie se hande krag is om wapen te hou. Na die mense van Almarion, al verskuil hulle agter hul mure. Na die vrye stamme van Kentuire, wat met die wind van die steppe jaag. Na die elwe, wat met bome in hul digte woude fluister. Na al die vestings van die dwerge, wat nog nie die roep gehoor het nie. Na almal in wie die vonk van weerstand teen die oprukkende duisternis smeel. Hy het regop gestaan tot sy volle reuse lengte, en in sy oë het eintlik nie net die as van verlies opgevlam nie, maar ook 'n lewende, woedende vuur van vasberadenheid, dieselfde wat een staal in sy smidse gehard het. Ons moet hulle die waarheid vertel. Die hele waarheid. Oor Khazad-Gatol. Oor die prys wat ons betaal het. Oor die eed. En oor die bedreiging wat oor ons almal hang. Vra hulle. Is hulle bereid om saam met ons te staan wanneer die hel ook by hul drempel kom? Die idee, deur die grove Smit uitgespreek, het in die lug gehang, klinkend en onafwendbaar soos 'n staalslag. Dit was vermetel, amper waansinnig in sy grootsheid. Maar in sy waansin was daar dieselfde, enigste ware waarheid vervat, wat voor hom te bang was om hardop uit te spreek. Torben het eerste die stilte verbreek, deur met sy knokkels op die tafel te tik, en hierdie geluid was soos die aankondiging van die maat in 'n smidse. Logies, het hy met sy kenmerkende streng pragmatisme gesê. As ons alleen verdedig, sal hulle ons vermorsel. Die vyand se hordes, soos dit blyk, is grensloos. Ons krag lê in verbond in 'n enkele front. Ons moet nie net 'n verbond op woorde skep nie, maar 'n enkele leer en enkele wil. Boodskappers. Het leraal pynsend gesê, en haar stem, gewoonlik skoon en helder, het nou gedemp geklink, asof met die as van verbrande hoop bestrooi. Maar die mense het reeds een keer nie die waarskuwings geglo nie, verkies om blindheid bo die bitter waarheid te stel. Ons sal nie net boodskappers stuur nie, Wrondar het ingegryp, leunend op sy spies wat sy steen geword het. Sy stem was hees van moegheid, maar vol onbreekbare wil, gesmee in ontelbare galope oor die steppe. Ons sal diegene stuur wat nie geïgnoreer kan word nie. Ons sal getuie stuur. Diegene wat die hel in Khazad-Gatol gesien het en oorleef het om daaroor te vertel. Diegene wat die eed afgelê het. Laat hulle praat nie met die woorde van ambassadeurs nie, maar met die letsels op hul liggame en die vuur in hul oë, waarin die glans van daardie vlam wat ons gesneeuwweldes verslind het, te lees is. Almal se oë het onwillekeurig na Braaid gedraai, wie se stille teenwoordigheid tot dusver, soos die bestaan van 'n berg in die diepte van die saal was. Die eeuwoue gees het stadig sy kop opgelig, en die knars van klip was skaars hoorbaar. Sy gebarste vel het amper heeltemal genees, maar in die diepte van sy oë, soos verlate skagte, het 'n afgrond van kennis en waarskuwings oor millennia opgehoop, gespoel. Die klip voel die vibrasies in die ooste, het hy gesê, en sy stem was soos 'n verre instorting, wat uit die diepste van die wêreld gekom het. Daar word iets groots en vreesliks gesmee. Die tyd wat julle het, word nie in jare gemeet nie, en nie in maande nie. Dit word gemeet met die slaaf van die hamer in daardie verre smidse van duisternis. Julle idee, kind van woede en hartseer, die enigste moontlike pad. Maar om dit te loop, moet julle vinnig gaan. En sonder aarseling, want talm is soos die dood. Die besluit is geneem sonder oorbodige woorde, in stilte, wat sprekender as enige dispuut was.
Op dieselfde dag het die koorsagtige voorbereiding begin. Die beste van die oorlewendes is gekies, diegene wie se wonde nie meer die lewe bedreig het nie, maar wie se wil sterker as geharde staal was, diegene in wie se oë die onuitdowende vuur van plig gebrand het. Na 'n paar dae, toe die eerste strale van ondergrondse oggend, wat deur die ligskagte gebreek het, skuins op die hoofplein geval het, het 'n wanorde, maar vasberade groep boodskappers by die hekke van Nar Oes-Dum-Arak opgestel. Hulle was nie baie nie, maar elkeen was die verpersoonliking van die wil van die verbond, 'n lewende simbool van die oorleefde tragedie en bereidheid vir nuwe stryd. Suid, na die wolke hoë mure van Almarion, is 'n groep onder leiding van Aghrim self gestuur. Saam met hom was 'n paar oorlewende verkenners van Daryl en 'n paar dwerge. Aghrim het nie met leë hande gegaan nie, saam met hom is een van die vervormde adamantgrendels van die hoofhekke van Khazad-Gatol gestuur, as konkrete bewys van die vyand se mag en die woede van die geveg, 'n stomme getuie dat staal en klip nie stand gehou het nie. Na die eindelose oostelike steppe, waar die wind vrylik waai, het een van Wrondar se oorlewende kentoere, Kiron, sonder enige swaar geding gejaag. Sy magtige hoewe het 'n onrustige ritme op die harde grond geslaan. Sy taak was om die verspreide tropes te vind en die nuus van die bedreiging en die eed aan hulle oor te dra, om die vryheidsliewende kinders van die vlaktes voor die gemeenskaplike gevaar te verenig. Wes in die dieptes van die elfewoude, waar die lig van magie tril, het al die oorlewende elwe vertrek. Hulle moes die liggame van die gesneeuwelde mense na die ewige woud oordra, sodat hulle rus in hul tuisgrond kon vind en die waarheid aan die oudstes vertel. Hulle is in doodse stilte uitgegroet, daar was geen toesprake, geen wense nie. Net swaar blikke en gebalde vuis, waarin al die pyn en hoop gekonsentreer was. Almal het verstaan, hulle het nie net boodskappe saamgedra nie, maar 'n vonk van hoop in 'n wêreld wat deur duisternis oorheers is. 'n Vonk wat die vlam van 'n groot verbond moes aansteek of finaal moes uitdof, begrawe onder die dikte van onverskilligheid en vrees. Aghrim, voordat hy op pad gegaan het, het vir die laaste keer na die reuse hekke van die vesting gekyk, na die pynlik bekende rene wat op die klip uitgekerf is. Hy het nie gedink aan die komende gevare nie, nie aan die moontlike mislukking nie. Hy het aan Gard gedink, aan sy breë glimlag, hoe hy gelag het met sy kop agteroor. En in gedagtes het hy hom die laaste eed gegee, die eed om alles te doen sodat sy vriend se offer nie te vergeef sou wees nie. Sodat die wêreld waarvoor hy sy lewe gegee het, sou oorleef, sodat kinders soos Elric onder 'n vreedsame hemel kon groot word. Toe die hekke van Nar Oes-Dum-Arak toegeslaan het, het hul dowwe, finale slag geklink soos die laaste slag op die afkoelende metaal van die noodlot. Aghrim, wat nie vrees in sy bors gevoel het nie, maar die koue leegte van 'n uitgebrande smeltkroes, het vorentoe gestap, in die keel van die suidelike tonnel. Sy groep, lomp in gevegte geharde krygers, het reeds in die ondergrondse duisternis verdwyn, die vreeslike trofee saamgedra. Die vervormde adamantgrendel, die stomme getuie van die oorleefde nagmerrie. Hierdie metaalhartseer moes 'n oortuigende argument wees vir diegene wat die gruwel nie self gesien het nie, wat verkies om nie te glo nie. Intussen het Leral by die ingang van die ondergrondse tonnels, wat na die hekke lei, verstol en die lig wat uit die ondergrondse stroom, ingeasem. Dit het nie na klipvog geryk nie, maar na bitter vryheid, die belofte van verre valleie en die gefluister van woude wat na hulle roep. Haar vingers het krampagtig die rand van die mantel vasgegryp en in hierdie gebaar was alles te lees. Die moegheid tot uitputting en die staalvaste vasberadenheid in die smeltkroes van gevegte gesmee. Elke rimpel op haar klere, elke vlekroet op die eens onberispelike gewade het bladsye van die oorleefde kroniek geword, 'n kroniek wat vir altyd by hulle sal bly, soos letsels op die siel. Naby met gesigte na die weste gedraai, het die ander elwe gestaan. Hul slanke figure het broos gelyk onder die swaarte van die stomme las, die verseelde, in roukleed gewikkelde liggame van die gesneeuwelde broers. Die terugkeer na Lendorn het gedreig om nie 'n oorwinningsoptog te word nie, maar 'n eindelose prosesie van smart, oor baie myl deur passe en valleie uitgestrek. In hul stille standvastigheid, in hul gedoofde oë en treurige voue van rouklere was die verhaal van wonde wat nooit heeltemal sal genees nie, van verliese wat hul onsterflike siele vir altyd sal verander te lees. Leral se vingers het getril toe sy die koel oppervlak van die roukleed aangeraak het, waaronder die bekende, streng gelaatstrekke van Heldor raai kon word. Haar hart het saamgeknip van die martelende helderheid wat haar bewussyn skielik verlig het. Die voetpad oor bergpasse sou uitstrek oor lang, uitputtende weke, en elke tree op die klipperige paadjie sou met pyn in die ongegenisde wonde van die siel en liggaam weergalm. Elke nag onder vreemde, koue sterre sou,
'n terugkeer wees na die koolstowwe, na die doodreikende gange van Khazad-Getol, waar die skaduwees van die gesneeuwelde steeds in die geheue van die lewendes rondwaal, sonder rus. Hulle sal dit nie kan verdra nie, nie haar mense, uitgeput deur die geveg nie, en nie sy self nie, wie se kragte op was. Tyd, soos Bride streng gewaarsku het, was 'n weelde wat hulle nie hulself kon veroorloof nie, soos die laaste sluk water in 'n gloeiende woestyn. Sy het 'n tree van die ander af teruggetree, haar kop opgelig, die swaarte van die hangende bergpieke bo haar gevoel. Haar blik, gevul met bodemlose droefheid, het na bo gestyg, deur die bergpieke, asof sy met die krag van haar wil alleen die ysige lug wou deurboor, waar die vrye wind gewaai het, dieselfde wat hulle eens vryheid beloof het en nou die enigste was wat die lang verwagte redding kon bring. Sy het haar oë toegemaak, al die moegheid, al die opgehoopte pyn en bitterheid van onherstelbare verliese van haar skouers afgeworpen, soos 'n swaar, deeknatte mantel wat afgeskit word. In die dieptes van die geheue het 'n duidelike beeld na vore gekom. Die reuse voëlkop met goue amber oë, die deurdringende blik, vol stomme vraag en eeuhoue, amper onbegryplike wysheid. Sy het die afskeidskreet van die tropleier aan die voet van die witboom in haar geheue laat herleef, nie net 'n klank nie, maar 'n ingewikkelde, veelvlakkige vervlegting van vibrasies wat beide die belofte, die strenge uitdaging en die geheue van vriendskap in die geveg teen 'n gemeenskaplike vyand gesmee, bevat het. Met 'n diep, reinigende asemhaling het Leral hierdie klank uit die dieptes van haar onsterflike geheue getrek, soos 'n geslypte lem uit 'n skede in 'n beslissende oomblik. Sy het nie geskree nie, die klank het self uit haar geslote lippe uitgebreek, dun en hoog, soos 'n arend skree, maar deurweef met die kern van elwemagie en 'n snarende verlange na die huis. Daar was geen grove krag wat mure kon verbrysel nie, maar die syfer, onbevlekte tonaliteit van daardie selfde roep wat by die witboom gehoor is met foutlose, kristalvolmaaktheid weergegee. Die klank het in die kronkelende kliplabyrinte opgelos, deur die onverskillige dikte van die gesteente opgesuig, en op die oppervlak, in die grys lig van die dag, het niks verander nie. Slegs die rukwind het oor die rotsagtige platoes gewaai, klein klippies laat rol en die verdorde, verbleekte gras laat bewe. Lauriel en Renaal het na haar gekyk met 'n stil, amper skugtere verbasing, hul bleek gesigte het die dodelike moegheid en die smeelende vonk van amper gedoofde hoop weerspieël. Minute het gestrek, stadig en drukkend, gevul met die dreigende stilte, slegs versteur deur die eentonige gefluit van die wind in die diep splete. En skielik, ergens hoog in die loodkleurige hemel, agter die digte laag wolke, het 'n antwoordkriek geklink. Net so deurdringend en skoon, maar reeds veelstemmig, toenemend soos 'n naderende burgonweer. Die elwe het geskrik, almal se koppe opgelig en verstom gestaan. Van agter die getande met sneeubedekte pieke, omhul met vlaarde mis, het een na die ander reuse, grootse skaduwees verskyn. Hippogriewe. Hul bronskopervere het dof metaal in die verspreide grys lig van die dag geflonker, hul magtige, breë vlerke het die digte lig met 'n geritsel geklief, soos die ontvou van sy vaandels. Met hul daling het hulle oor die klein groepie 'n paar stadige, ondersoekende sirkels gemaak, die grond en die elwe met deurdringende, skerpsinnige oë vasgepen. Uiteindelik het die leier, 'n groot mannetjie met 'n litteken op sy snavel, na onder gestorm, en die aarde het van die swaar aanraking van sy magtige, klouvoete gebeef. Van naby was hy nog groter en indrukwekkender. Elke veer op sy gespierde bors het met lewende koper geglinster, en in die diepte van sy goue, intelligente oë was 'n stomme, maar duidelike vraag te lees. Leral het vorentoe gestap, die oorblyfsels van twyfel agtergelaat, en haar hand teen haar hart gedruk in 'n gebaar van diep, opregte respek, soos gelyke teenoor gelyke. Kinders van die hemel, vrye kinders van die wind, haar stem het stil geklink, maar met onbreekbare sekerheid, helder in die skielik aangebreekte stilte versprei. Ons het geroep, en julle het gekom, soos julle eens beloof het. Ons nood is groot en dringend. Ons moet terugkeer na Lendor nie met 'n oorwinning nie, maar met 'n groot hartseer wat nie op ons eie skouers te voet gedra kan word nie. Vlieg ons weg onder die skaduwee van ons tuis, sprekende bome, sodat ons laaste, heilige plig teenoor die gesneeuweldes, wie se siele na rus smag, kan volbring. Die hippogrief het sy arends trotse kop gebuig, sy intelligente, alles begrypende blik het stadig oor die met magiese seels verseelde roukleed, oor die uitgeputte, maar begeesterde gesigte van die elwe gegly. Hy het 'n kort keelklank gemaak, nie 'n harde kriek nie, maar eerder 'n lae gegrom, vol begrip en stomme instemming.
Die 11, gedryf deur gelyktydige hoop en versigtigheid, het versigtig op die breë, sterk rugge van die hippogriewe geklim, hul treurige, onskatbare las agter hulle sorgvuldig vasgemaak. Lariel, wat die roukleed met die liggaam van haar broer styf omhels het vir die eerste keer in al hierdie lang, swart dae toegelaat dat 'n enkele brandende traan oor haar marmerwang rol en spoorloos in die digte kopervere van die magtige dier verdwyn. Toe almal gereed was vir die moeilike pad, het Leraal die leier se blik ontmoet. Hy het sy kop agteroor gegooi, sy magtige bors het opgeswel, met lig gevul, en hy het daardie selfde kriek, nou in sy volle onbreekbare krag en wilde mag, uitgegee. Die klank het deur die lae hemel gedring, skoon en helder soos die slag van 'n kristalklok, en met veelstemmige echo in die omliggende rotse weergeklink. Dit was nie net 'n klank nie, dit was 'n naam, 'n roep, 'n onverbreekbare belofte. Leraal het haar oë toegemaak, sy unieke, vibrerende tonaliteit vir altyd in die dieptes van haar onsterflike geheue vasgelê. Nou was dit ook hul sein, hul wagwoord. Sonder oorbodige seremonies en aarseling het die hippogriewe die hemel ingestorm. Die magtige gesinkroniseerde slag van tientalle vlerke het 'n warrelwind van stof en klein klippies van die grond opgelig. Met elke slag hoogte gewen, het hulle na die weste gejaag, na die blouerige, mistige buitelyne van die verre Lendorn. Vasgeklem met moe vingers aan die veerkragtige, lewende vere, het elkeen van die 11 verstaan, hulle jaag nou nie net huis toe nie. Hulle dra die nuus van die gesneeuweldes, van die afgelê eed en van die gesigloose bedreiging wat uit die duisternis opryk en vroeg of laat met sy ysigte asem alles wat lewe sal raak. Die wind het in die ore gefluit, koud en skerp soos 'n geslypte staalem. Leraal het haar vingers in die veerkragtige vere van die hippogrief vasgeklem, gevoel hoe die magtige spiere onder haar met elke vlerkslag span en speel. Elke beweging van die magtige vlerke het met 'n diep, deurdringende vibrasie in haar uitgeputte liggaam weergeklink, asof die aarde self, moeder van alles, pynvol van hulle afskeid geneem het. Die lig het met elke minuut dunner en kouer geword, en die verre, bekende buitelyne van die Tuisberge het stadig in die melkwit, ondeurdringbare sluier gesink. Onder hulle, soos op 'n reusekaart, het die met donker bos bedekte hange verbygegly, deurkruis deur silwer, sprankelende stroke naamlose riviere. Vanaf hierdie duiselingwekkende hoogte het die wêreld rustig, slapend en onberoerd deur die kwaad gelyk, niks het aan die onlangse bloedige slagting in die klip, meedoenlose dieptes van Khazad-Gatol herinner nie. Maar die 11 het die waarheid geweet. Hierdie stilte en hierdie rus was bedrieglik. Die wind wat nou sag oor hul moe gesigte waai, kon enige oomblik uit die ooste die bitter reuk van brand en bederf saambring. Lariel het onbeweeglik gesit, soos 'n standbeeld, haar dun, sterk vingers het onbewustelik die rand van die roukleed met die liggaam van haar tweelingbroer vasgeklem. In haar gewoonlik vaste, twyfelvrye blik het 'n ongewone, snarende sagtheid gedrewe, 'n ingewikkelde mengsel van onuitputlike hartseer en verdoemde, bitter kalmte. Sy het onthou Vaanor haar, lachend, geleer het om die raaiselagtige patrone op die vlerke van fladderende vlinders te lees, hoe hulle saam, teen mekaar gedruk, die geheimsinnige fluistering van eeuoue bome in die ligte woude van Lendorn geluister het. Nou het hierdie herinneringe gelyk of dit terselfdertyd pynlik sker en oneindig kosbaar was, die enigste ding wat die siel verwarm het. Rinaal het stil 'n ou elflied gesing, dieselfde wat moeders gesing het om kinders in die ligte woude van Lendorn te wieg, nie hard nie, maar eerder vir haarself, soos 'n bewsering teen die herinneringe wat opgestorm het, wat in die bewussyn gedrang het so swart skaduwees. Haar stem, skoon en hoog, het in die deurdringende gefluit van die wind verlore gegaan, maar die eeuoue ritme en bekende melodie het 'n spookagtige, onsigbare skild om haar geskep en swak, maar enigste beskerming teen die martelende seelpyn wat van binne geknaag het soos 'n wurm. Leraal het onafgebroken na die weste gekyk, waar aan die horison die eerste vaartekens van die tuiswoude, die blouerige waas oor die heuwels wat hulle al eeue lank gelok het, al raai kon word. Haar hart het saamgeknip van die teenstrydige, verskeurende gevoelens. Terugkeer huis toe was altyd 'n groot vreugde, maar nou het hulle nie oorwinningsvaandel saamgedra nie, maar 'n stomme, swaar hartseer. Sy het gedink aan hoe hulle in Lendorn ontvang sou word, nie met gejuig en liedere nie, maar met stille, volmartelende afwagting vra in die oë van hul mense, hul stille, alles begrypende simpatie, wat soms nog pynliker was. Die hippogrief onder haar het vol vertroue in die magtige ligstrome gesweef, sy magtige, met bronsvere bedekte vlerke het slegs af en toe 'n sagte kursuskorrigering gemaak, amper nie die harmonie van die vlug versteur nie.
Leraal het die warmte wat van sy lewende liggaam deur die dik laag vurre uitgestraal het, gevoel, warmte wat lewendig, werklik was, die laaste herinnering dat selfs in die donkerste, uitsigloos tye daar steeds getroue en betroubare bondgenote in die wêreld is, gereed om op die roep te antwoord. Voor, wat geleidelik uit die mistige waas gegroei het die pynlik bekende buitelyne van die witboom, die reuse, ewige simbool van Lendorn, wie se takke, wit soos sneeu, na die hemel gestrek het soos 'n stomme, maar passievolle gebed om vrede, waaroor hulle almal so desperaat gedroom het, reeds duidelik verskyn. Leraal het diep asem gehaal, vir 'n oomblik haar oë toegemaak en voorberei op die moeilikste, martelende deel van hul terugkeer, die onvermydelike ontmoeting met diegene wat al die tyd nuus van hulle afgewag het, en die swaarste. Het dit vir haar nou gelyk, was om die deurdringende, allesiende blik van Quendelor, haar vader en geestelike leier van hul volk, te weerstaan. Die hippogrief het begin sak, wyd, stadige sirkels oor die naderende, al hoe duideliker woud beskryf. Leraal het reeds duidelik gesien hoe daar onder hulle, in die donkergroen kruine van die ou bome geroer het, asof deur 'n windvlaag, asof die woud self, lewende wese, uit eeuoue slaap ontwaak het om sy kinders te ontvang, verwond. Vermink, maar nie gebreek van gees nie, wat die onuitputlike hartseer saamdra, maar ook die klein vonk hoop op die toekoms. Die lig om hulle het dikker, digter geword, gevul met die pynlik bekende, tuisgeure van mos, voggrond en die blomme wat in die skaduryke valleie van die elfetyne blom. Onder hulle het die silwer, bizarre vorme van die elwe se wonings, vaardig in die struktuur van die kruine van die ou bome ingevleg, deel van hierdie lewende wêreld, stadig verbygegly. Niemand het met vreugdekrete uitgestorm nie, geen verwelkomingsliedere het geklink nie, slegs die stil, veelstemmige fluistering van die ontwakende woud het hul plegtige en treurige daling vergesel. Leraal het sonder moeite elke kronkelende tuispaadjie, wat na die hart van die woud gehardloop het, waar die witboom majesteus verrys, herken. Sy magtige, met eeuoue patrone bedekte stam, het gelyk asof hy self die hemel op sy uitgestrekte takke gehou het, die as van die wêreld. En toe, tussen die vervlegting van wortels en skaduwees, het sy hom gesien. Net aan die voet van die boom, amper saamgesmeld met sy gryse, magtige wortels, het 'n eensame, onbeweeglike figuur in eenvoudige grys klere, sonder enige versierings, gestaan. Quendelor. Sy lang, golwende silwerwit hare het soos 'n natuurlike verlenging van die ou mos wat van die takke afhang, gelyk, en sy maar, asketiese liggaam het soos 'n ou, bizarre gekronkelde tak gelyk, wat reg uit die basis van die boom gegroei het. Hy het nie een beweging gemaak nie, geen teken gegee nie, maar Leraal het sy blik op haar vel gevoel, deurdringend, allesiende, gevul met stomme kennis van presies wat hulle saamgedraai het, terugkerend na hul tuislande. Die hippogrief het die grond met 'n skaars hoorbare geritsel van veerkragtige vere aangeraak, op 'n spesiaal vir aankoms bedoelde grasveld, bedek met sagte, smaragdgroen mos, geland. Leraal het stadig van sy breë rug afgegly, vir die eerste keer in baie dae nie koue klip onder haar voete gevoel nie, maar veerkragtige, lewende mat van die tuiswoud. Haar bewegings was stadig, amper meganies, elke spier in haar liggaam het van die opgehoopte moegheid geskree, maar sy het regop gehou, met onveranderde waardigheid, soos dit 'n dogter van die opperpriester betaam, die gewig van verantwoordelikheid op haar skouers dra. Quendelor het nie na haar toe gehaas nie, nie 'n tree gedoen nie. Hy het onbeweeglik aan die voet van die boom gebly, en hierdie klipstilstand was sprekender as enige harde woorde en vrae. Leraal het na hom toegestap, en met elke tree op die bekende paadjie het die ondraaglike las van die oorleefde al swaarder geword, haar letterlik na die grond gedruk. Sy het gesien hoe sy kalme, diepe blik oor haar stowwerige, verslete klere, oor haar uitgeputte, van moegheid grys gesig, oor die treurige las wat die ander, net so uitgeputte elwe agter haar rug gedraai het, gegly het. Toe sy uiteindelik 'n paar tree van hom afstop, het die lig om hulle gelyk of dit gestol het, dik en taai geword het. Selfs die ewige fluisterende woud het stil geword, sy asem in byna eerbiedige stilte ingehou. Vader, haar stem het sagter geklink as die geritsel van vallende blare, maar in hierdie stilte was dit absoluut duidelik hoorbaar. Quendelor het stadig, met sigbare inspanning sy uitgedroogde hand opgelig, en sy dun, knoepagtige vingers met vel wat soos ou bas lyk, het die diep kraak op die bas van die witboom saggies aangeraak. Ek het geweet julle sal terugkeer, het hy gesê, en sy stille gelykmatige woorde het in die klinkende stilte geval soos swaar druppels in 'n bodemlose woudwaterbekken. Die woud het my van jul moeilike pad gefluister. Die boom het in die nag van jul pyn gekreun, en ek het sy kreun gehoor. Sy oë, diep en donker soos die geheimsinnigste woudputte, het na haar gekyk met alles begrypende, eeuoue hartseer.
Daar was geen spoor van verwyte in hulle nie, geen teken van woede nie, slegs die eindelose, 1000-jarige droefheid oor die verganklikheid van alles, wat nou, na sy woorde, nog dieper en ondraagliker geword het. Leral kon nie meer volhou nie, en het haar kop laat sak, nie meer in staat om hierdie deurdringende, allessiende blik te verdra nie. Ons het ons gesneeuwelde saamgebring, het sy gefluister, en haar woorde het soos 'n erkenning aan haarself geklink. Heldor Fanor Tarlon Sinal. Almal het geval in die donker klipsale van Khazad-Gatol, tot die einde die eed van die eens gegewe verbond van 3 krone nagekom. Quendilor het sy oë toegemaak, en vir 'n oomblik het sy gesig, vol rimpels, soos 'n ou rutiele masker gelyk, uit die hart van eeuoue hout uitgekap. Toe hy dit weer oopmaak, het in die diepte van die wyse blik dieselfde onbuigsame, staalvaste hardheid, wat net deur die naaste mense geken en waarvoor hulle gebuig het, opgevlam en dadelik weer gedoof. Bring hulle na die voet van die boom, het hy sonder enige aarzeling in sy stem gesê. Laat hulle siele, uitgeput deur die geveg, eindelik ewige rus in sy lewende wortels vind. En jy? Hy het 'n klein pouse gemaak, vertel my alles. Die hele waarheid sonder enige weglating. Ek moet alles weet. En in hierdie eenvoudige, patoeslose woorde het Leral nie net vaderlike pyn gehoor nie, maar ook die strenge wysheid van die opperpriester, bereid om enige, die bitterste waarheid te aanvaar vir die toekomstige redding van sy volk. Leral het diep, onreëlmatig asemgehaal, gevoel hoe die swaarte van elke nog nie uitgesproke woord op haar skouers druk soos 'n klipblok. Sy het begin praat, stil, met lang pauses, versigtig uitdrukkings kies wat op een of ander manier die omvang en gruwel van die oorleefde kon oordra. Sy het vertel van die drukkende klipmure van Khazad-Gatol, van die blinde woede van die geveg, van die laaste, vir altyd in die geheue ingebrande blikke van die gesneeuwelde makkers. Quendilor het geluister sonder om 'n klank te maak, haar nie met 'n enkele gebaar onderbreek nie. Sy vingers het voortgegaan om daardie selfde kraak op die boom sonder klank te streel, asof hy sy stomme, universele pyn probeer stilmaak. Toe Leral met 'n gebreekte stem, die heldhaftige dood van Fanor genoem het die ou priester se ooglede skaars merkbaar gebewe, maar hy het yskoue, kliepagtige onverstoorbaarheid behou. Slegs 'n ligte, amper onsigbare beweging in sy uitgeteerde, ervare hande het die storm wat binne in hom gewoed het, verraai. En toe Leral se vertelling tot 'n einde gekom het, en die laaste vreeslike woorde in die lug gehang het ander 11 op die grasveld by die witboom begin versamel. Hulle het gelykeloos gekom, soos woudskaduwees, van agter die ou stamme verskyn, en op 'n afstand gestop, hul bleek, pragtige gesigte het 'n ingewikkelde mengsel van diepe droefheid en angstige nuuskierigheid weerspieël. Onder hulle het Leral dadelik die oudstes opgemerk, dieselfdes wat eens op die raad Quendilor warm aangeraai het om streng isolasie van die borrelende wêreld buite die woud te handhaaf. So, die kraak op ons boom, dit is net die begin, het Quendilor uiteindelik gesê, die drukkende stilte verbreek. Sy stem, gewoonlik stil en gelykmatig, het nou met 'n nuwe, metaalharde fermheid geklink, soos die geklingel van geharde staal. Wat ons selfs in die donkerste voorgevoelens nie kon vermoed het nie, het reeds gebeur. Hy het stadig met ongelooflike waardigheid sy oë oor die bymekaar gekomde mense laat gaan, en in sy eeuoue oë het daar dieselfde koue, meedoenlose vuur van finale kennis gebrand, wat alle vorige illusies en gerieflike misverstande heeltemal verbrand het. Ons eeulange afwagting is verby. Die bedding waarin ons al hierdie jare so kalm en veilig gegaan het finaal opgedroog. Voor lê net die onbekende. Een van die oudstes, 'n silwerharige elf genaamd Weliborn, met 'n gesig vol diep rimpels soos die bas van 'n ou eikeboom, het versigtig vorentoe gestap. Quendilor, miskien moet ons tog die magiese versperrings versterk. Dieper in die hart van die woud wegkruip, soos ons voorvaders in onrustige tye gedoen het. Het hy gesê, en in sy moe, verweerde stem was die ou, so oud soos die wêreld, hoop op reddende isolasie, dat die storm verby sal gaan, te hoor. Die opperpriester het hartseervol sy kop geskit, en in hierdie onhaastige beweging was die hele swaarte van die lang eeue wat hy deurgeleef het, vervat. Nee, my ou vriend. Vlug sal ons nie meer red nie. Die kraak op die heilige boom, dit is nie 'n eenvoudige wonde nie, dit is 'n teken. Dit is die einde van die ou wêreld soos ons dit geken het. Hy het na Leral gedraai en sy deurdringende blik het skielik sag geword, met warmte gevul. Jy het vir ons nie net hartseer gebring nie, my dogter. Jy het die strenge waarheid gebring. En daardie selfde eed van Velaria, wat ons almal eens afgelê het en so maklik in ons hoogmoed vergeet het.
Quendelor het stadig sy uitgeteerde hand uitgesteek, en sy dun, knoepagtige vingers het Leral se wang saggies aangeraak. Die aanraking was lig soos 'n oggendbriesie, maar daarin was die hele onbreekbare krag van sy eeuoue wysheid en vaderliefde vervat. Die woud sal ons gesneeuweldes beween. Hul siele sal met sy wortel saamsmelt. En ons moet voorberei vir die oorlog wat onverbiddelik na ons drempels kom. Ek voel julle vrees, my kinders. Die eeuoue vrees vir die vreemde Charles. Maar eens het ons vrywillig van die wêreld afgesonder gedink om so te red, en intussen het hierdie selfde Charles tot by ons drempel gekom en klop aan ons deure. Willeborn, wie se gesig inderdaad soos droë gebarste bas gelyk het die priester weer onderbreek en in sy oë het wanhoop gespoel. Quendelor, selfs as ons almal saamstem. Ons militêre magte is klein. Ons is wagters van die woud, nie meer doonlose krygers nie. Ons magie is geskep vir beskerming en harmonie, nie vir gedagtelose uitwissing nie. Jy vergis jou, Willeborn, die opperpriester se stem het met yskoue, onweerlegbare helderheid geklink, wat geen plek vir twyfel oorgelaat het nie. Ons magie bestaan om die lewe in al sy verskeidenheid te bewaar. En wat is die grootste bedreiging vir die lewe, as nie die wat die eystershaman saambring nie? Sy hordes, dit is nie net 'n wilde leer nie. Dit is die dood self wat wil vorm en meedoenlose verstand verkry het. Om daarteen te staan, dit is die hoogste, heilige vorm van bewaring. Ons sal nie blind uitwis nie. Ons sal beskerm. Maar vir ware beskerming is daar soms nie net 'n stewige skild nodig nie, maar ook 'n geslypte, skerp soos 'n traanswaard. Hy het sy blik weer na Leral gedraai, en in die diepte daarvan was daar nou nie net vaderlike goedkeuring te lees nie, maar ook die amptelike seën van die opperpriester. Jy het ons oë geword, my dogter. Jy het gesien waarop ons jare lank geweier het om te kyk. En jy het nie net die nuus van die komende oorlog in ons huis gebring nie, maar ook 'n klein vonk hoop. Die eed van Velaria. Hy het hierdie woorde weer uitgespreek, asof hy dit proe, en nou het hulle nie meer so bitter en vreemd gelyk nie. Dit is nie weer in stowwerige paradesale gebore nie, maar in die vuur van 'n wrede geveg en in die bitterheid van onherstelbare verliese. So 'n eed is ongetwyfeld sterker as enige wat slegs met perkament en amptelike seël bekragtig is. Quendelor het skielik regop gestaan tot sy volle aansienlike lengte en sy lang silwer hare, saamgeweef soos uit maanlig en woudspinnekoppe, het in die verdikkende aandskemering gelyk of dit sy eie, spookagtige glans begin uitstraal het. Luister na my, kinders van Lendorn. Sy stem het met 'n ongekende krag geklink, wat diep in die hart van elke bymekaar gekomde elf, in elke grasspriet, in elke lewende wortel van die groot boom binnengedring het. Die tyd van afsydigheid en onaksie is verby. Ons kan nie langer onverskillige toeskouers bly terwyl die hele wêreld rondom ons stadig maar seker in die duisternis sink nie. Ons plig is voortaan, nie in passiewe isolasie nie, maar in beslissende aksie. Ons sal antwoord op die roep van bloed, wat deur ons broers in die klipsale van Khazad-Gatol vergiet is. Ons sal 'n onafskakelike deel van die nuwe verbond word, nie uit blinde vrees nie, maar uit diep begrip dat daar eenvoudig geen ander pad na algemene redding is nie. Hy het plegtig sy maar hand in die rigting van die ooste, waar die welvarende lande van die mense gelê het, en verder, van waar die prikkelende wind van die komende bedreiging reeds gewaai het, uitgesteek. Ons sal ons beste krygers, trefsekere boogskutters en magtige towenaars stuur. Ons sal ons eeue kennis en geheime verbondgenote oopmaak. Ons sal nie net die komende gevare met hulle deel nie, maar ook die laaste hoop. En laat die witboom voortaan vir almal nie 'n simbool van trotse vervreemding wees nie, maar 'n teken dat selfs die oudste en broos lykende skoonheid bereid is om desperaat vir sy bestaan te veg. Die besluit, wat deur die hart uitgestaan en deur die verstand beproef is, het in die koel aandlig gehang, onomkeerbaar geword. Die oudstes, wat nog onlangs so onhandelbaar was, het in een beweging, sonder woorde, hul silwer koppe gebuig. In hul moe oë was daar geen spoor meer van die vorige twyfel nie, net die strenge, onwrikbare vasberadenheid, direkte weerspieëling van die wil van hul geestelike leier. Leral het na haar vader gekyk, en in haar gewonde hart, verskeur deur hartseer en dodelike moegheid, het 'n klein, maar lewende vonk hoop begin gloei. Hulle het 'n verskriklike, onherstelbare prys vir hierdie waarheid betaal, maar nou het sy verstaan, hul offer was nie te vergeefs nie. Dit het nie net die pad na 'n moontlike oorwinning in een geveg gebaan nie,
maar ook na die herlewing van iets onmeetlik groters, die geloof dat verskillende, so ongelyke volke, as hulle ou wrokke en vooroordele vergeet, tog in staat is om voor die gesig van gemeenskaplike, dodelike vernietiging te verenig. En ergens ver in die eindelose winderige steppe en agter die hoë, ongenaakbare mure van Almarion, het ander boodskappers, net so moeg en gewond, dieselfde bittere nuus saamgedra. Die vonk, gebore in die bloedige hel van Khazad-Gatol en versigtig in die stil, heilige woud van Lendorn aangesteek, het reeds met die wind gevlieg om die harte van diegene in wie die laaste vonk hoop nog gloei, aan die brand te steek. Die groot oorlog, die oorlog vir die selfbestaan, het net begin, maar die eerste, moeilikste en belangrikste stap, die stap na onderlinge vertroue, is eindelijk geneem. Dankie vir u aandag. Ons hoop regtig u het die boek geniet. Like en teken asseblief in om die volgende deel of hoofstuk te kry.